en 'n diepe ontzag vanoggend voor U kan wees. En soos wat ons reg gesing het, U ons 3 maal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons dink aan Jesaja voor die troon van die almagtige God, voor U troon, Here. En dit wat hy daar ervaar het, het hom in 'n baie diepe ootmoed geplaas, in nederigheid, omdat hy in aanraking was met die heilige, heilige, heilige God. En die hele aarde is vol van U heerlikheid. Vader, ons vra U dat U aan ons bekend sal maak wie U is. Genadig, regverdig, liefdevol, God van heerlikheid, God van genade, God van alle regverdigheid, barmhartigheid. Vader, U is alomteenwoordig en alwetend en alwys, en daar is werklik niemand soos U nie. Dankie dat ons vanoggend in U teenwoordigheid kan wees. Met ons harte is ons in verlange om te hoor wat U vir ons wil sê. Open daarom ons harte en ons ore om te hoor wat U vir ons wil sê. Kyk op na die berge. En waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here, wie hemel en aarde geskaap het, en laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, Here my rots en my verlosser. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid word aan U geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werking van God die Heilige Gees. Amen. Baie dankie, U kan maar U plekke inneem. Nou ja, ons lees vanoggend in Eksodus hoofstuk 33, 'n wonderlike gedeelte uit die woord van die Here. Nou ja, vanoggend het ek hier 'n toestel in my hand. So nou met hierdie brein met al hierdie dinge hy moet nou saamwerk. Sien. Ons gaan saam lees daar vanaf die eerste vers en ek dink u ken die geskiedenis van die volk tog baie goed. En ons bevind onsself hier net na die volk Israel die goue kalf gemaak het. En Moses toe maar weer daarna by God moes pleit vir die volk. Maar kom ons lees saam uit die woord van die Here. Toe het die Here vir Moses gesê, trek nou hier vandaan af weg, jy en die volk wat jy uit Egipte laat wegtrek het. Trek na die land toe wat ek met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob toe. Ek gesê het, ek sal dit aan julle nageslag gee. Ek sal my engel vir jou uitstuur en ek sal die Kanaaniete, Amoriete, Hetiete, Feresiete, Jewiete en die Jebusiete verdryf. Julle is so 'n moedswillige volk, dat ek nie sal saamtrek na hierdie land wat oorloop van melk en honing nie, want dan verdelg ek julle op pad daarheen. Toe die volk van hierdie harde uitspraak verneem, het hulle getreur en geen juwele gedra nie. Daarop het die Here vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, julle is 'n moedswillige volk. As ek net 'n oombliekie saam met julle trek, sal ek julle verdelg. Sit al julle juwele weg. Ek sal later besluit wat ek met julle gaan doen. Vandat hulle van Horebberg af verder getrek het, het die Israeliete nie meer juwele gedra nie. Moses het 'n tent gevat en dit ver buite die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buite die kamp gegaan.
Elke keer wanneer Moses na die tent toe uitgegaan het, het die hele volk opgestaan. Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan en Moses agterna gekyk tot hy in die tent ingaan. Sodra hy ingaan, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan en dan het die Here met Moses gepraat. Wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent gebuig in aanbidding. Die Here het direk met Moses gepraat soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, die jongman Joshua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê, "Kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel vir wie U saam met my stuur. Tog het U gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As U my dan goedgesind is, maak my U wil bekend, sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U verwag. Onthou tog hierdie nasie is U volk." Belangrike vers. Toe het die Here gevra, "Moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee?" Toe het Moses vir hom gesê, "As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en U volk U goedgesindheid geniet, as U nie saam met ons gaan nie? Dit is juis deurdat U met ons saamgaan, dat ons, ek en U volk, anders is as al die ander volke op die aarde." Die Here het vir Moses geantwoord, "Ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam." Toe sê Moses, "Laat ek tog net U magtige verskyning sien." Maar die Here sê, "Ek sal al my voortreffelikheid voor jou laat verbykom en ek sal die naam die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie." Die Here het verder gesê, "Maar hier by my is 'n plek waar jy op die rots kan staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in die rotskeur sit en jou met my hande toemaak totdat ek verby is. Dan sal ek my hande wegvat sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien nie." En net tot daar uit die woord van die Here. Interessant hoe die teksvers ook eindig, "Niemand mag my gesig sien nie." En ons weet in die Nuwe Testament word dit dan ook herhaal dat nog nooit het enige iemand God gesien en bly lewe nie. U kan net so sit, ek doen net vir ons 'n kort gebed. Vader, U woord is voor ons oop, dit het weer klink in ons ore. Leer asseblief vir ons wat ons moet leer. In hierdie oomblikke sê vir ons wat ons moet weet, wys vir ons die weg wat ons moet gaan. Amen. Nou ja, ek wil graag met u praat na aanleiding van vers 18, wat 'n baie belangrike teksvers is in hierdie hele gedeelte, wat vir ons sê, "Toe sê Moses, laat ek tog net U magtige verskyning sien." Nou ja, uit die aard van die saak het ek nou reeds vir u genoem dat ons vind onsself op 'n plek waar die volk net na die goue kalf ekspedisie, Moses was op die berg in ontmoeting met God, en God word toornig oor die volk, want uit die aard van die saak het Moses nie geweet waarmee die volk besig was onder op die grond nie, waar hulle was nie. En natuurlik het Moses gepleit vir die volk, ingetree vir die volk, en God het natuurlik die volk gespaar. En toe kom Moses onder, kom ons noem dit maar op die valleie, onder by die volk, en hy sien waarmee die volk besig is. En natuurlik toe gooi hy die kliptafels stikkend. Maar ek wil graag met u praat, soos wat die Here dit op my hart gedruk het, oor die God van genade
en die God van heerlikheid. Nou ja, ek weet, dit is eintlik maar twee baie groot onderwerpe wat ek hier in een sit, maar ek glo dat genade en God se heerlikheid loop vir my hand aan hand, God se goedheid. As jy nou in al die verskillende vertalings van die Bybel gaan lees, dan gaan jy sien baie praat van majesteit. Ek weet die ou vertaling, die 33-53 vertaling praat van majesteit. Die meer moderne uitgawes van die Bybel, maar die vertalings van die Bybel praat van die goedgesindheid van God, die goedheid van God, wat uit die hart van die saak aan die genade van God gekoppel word, the mercies of God, die barmhartigheid van God, dit is wie God is. En ek het net regtig in my hart gedruk gevoel, omdat ons laas Sondag het ek met u gepraat oor God is altyd regverdig. En in daai boodskap het ek baie keer genoem dat ja, God moet sonde straf. Dit is wie hy is, dit is sy aard, dit is sy natuur, dat God is altyd regverdig. En ons sien in hierdie gedeelte ook dat die volk het gesondig, die volk het oortree, en uit die aard van die saak het God vir Moses gesê, hierdie volk moet gedelg word, verwoes word, hulle is nie werd om my volk te wees nie. En Moses pleit, net soos Abraham, op grond van wie God is. Hy is 'n God van genade, hy is 'n God van ontferming, hy is 'n God van barmhartigheid. Hy is compassion, dit is die Engels. Dit is wie hy is. As ouers, dink ek, en hier's baie ouers, dink ek jy sal nou weet waarvan ek praat, en val as jy nou baie langer ouer is as wat ek is. Baie keer dan sal jy nou die kinders dissiplineer, en ek dink vir alle kinders, jy kan maar terugdink in jou eie lewe ook, gaan jy deur daai normale fase van emosies, dat my maale het my nie meer lief nie. Weet, my ma het my nie lief nie, hulle gee nie vir my om nie, hulle raas net met my. Nee, is mos maar die fases waardeur ons gaan, en ek sien 'n paar rooi gesigte, en ek sien 'n paar, lyk amper as ons besig is met die hoenderdans hier binne, soos wat die elmboog gaan, maar dit is die realiteit, ons almal beweeg daardeur. En ek dink ook in die geestelike lewe is dit ook maar somtyds die realiteit. Dat wanneer ons sondig, of wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, dan worstel ons met hierdie gedagte, is God regtig lief vir my? Hoekom moet ek deur hierdie goed gaan? Jy weet, die volk het die soortgelyke situasie in die gesig gestaar, toe hulle hoor wat God gesê het, nadat hulle gesondig het, het hulle getreur, en hulle het geween. In hoofstuk 32 sien ons hierdie rebellie teen God, en Moses wat intree, en hierdie volk het nodig gehad om, noem dit 'n vars visie te kry, 'n vars beeld te kon kry oor wie God is. Hulle was diep in die hart getref, toe hulle gehoor het wat God vir Moses gesê het. Julle kan trek, ek gaan nie saam met julle nie. As gevolg van dit wat julle gedoen het. Gaan nie saam nie. Moses wou hê die volk moes God se wese verstaan. Hy wou hê hulle moes sien dat God se toorn ook bedaar. Dink mooi aan die verhaal hoe hy afspeel. Moses pleit. Moses het selfs gesê, ek is bereid om my lewe te gee, maar spaar net hierdie volk. En ek wil vir julle sê, soos ek laas Sondag gesê het, Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien weer dieselfde beeld. Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En die verhouding wat Moses en God gehad het, was so uniek. Dit was so spesiaal, ons het dit gelees. God het met Moses gepraat, soos wat 'n man met sy vriend praat. En daai wolkkolom het God afgekom, en hulle het 'n wonderlike verhouding met mekaar gehad.
'n intieme verhouding. So dink mooi ook aan die verhouding wat Moses en God gehad het. Hy het God se hart geken, hy het God se hart verstaan. En dat God selfs bereid was om na Moses te luister. Maar jy sien hierdie gebed wat Moses gebid het, toon my u heerlikheid, daar moes 'n paar voorsorgmaatreëls in plek gestel word, want, soos ek hier gesê het, niemand kan God sien en bly lewe nie. En ek glo dat God het net tot in 'n sekere mate aan Moses se versoek voldoen. Met my dienaar Moses, sê die woord in Numeri 12 vers 7 en 8. Maar met my dienaar Moses is dit anders. Hoor wat sê God van Moses. Hy is die betroubaarste in my diens. Dis 'n wonderlike getuienis. Met hom praat ek direk en persoonlik, nie in raaisels nie. Hy sien selfs die gestalte van die Here. Waarom was julle dan nie bang om so met my dienaar Moses te praat nie? En ek dink vir 'n oomblik vries net en wag net vir 'n oomblik op hierdie punt. Laat dit insink. Dit wat ek al reeds tot nou toe gesê het. Laat dit vir 'n oomblik net insink. Die verhouding wat God en Moses gehad het. Die maatreëls was nodig, anders sou hy sterf. Al is God genadig en barmhartig aan wie hy wil, soos hy sê, sou Moses nie bly lewe as hy God se aangesig gesien het nie. Wat hy gesien het, en ons het dit gelees, soos wat God by die rots verby beweeg het, waar hy vir Moses beskerm het met sy hand, het hy dit wat verby beweeg het, die heerlikheid wat verby beweeg het hy gesien en beleef. En dit was heerlik. Die heerlikheid van God. En ek gaan vir u bieg. Ek dink dit is een van die moeilikste konsepte om te verduidelik. Wat is die heerlikheid van God? Jesaja het dit gesien en sy lewe was radikaal verander. Paulus sê hy is opgeruk in die 3de hemel en dit is te heerlik om van te praat. Die God van heerlikheid, die God van majesteit. En daarom dink ek is dit belangrik om vir 'n oomblik net te besef dat die God wie ons sê is ons God, is soveel meer groter as wat ons menslike gedagtes kan probeer verduidelik. Dat ons aanbid 'n gedigte God, 'n 3-maal heilige God. En Moses bid hierdie woorde, ek smeek u, wys my tog u heerlikheid. Is dit nie spesiaal nie? In die week, in die klas, een van die klasse waar ek was, het hulle juist daai spesifieke dag oor hierdie onderwerp gepraat, en 'n mens weet nooit waarom moet jy nou sekere goed hoor en sekere goed aanbied, net behalwe 'n paar dae daarna. En die vraag was gevra, kan ons vandag nog dit bid? Here, wys my u heerlikheid. Toon my u heerlikheid. Show me your glory. Wys dit, Here. Wys dit vir my, maak my bewus daarvan. En ek kan vir u dit sê, ons kan. En weet u wat? En God sal dit vir jou wys. God sal vir jou wys wie hy is. Miskien nie op die manier hoe jy dink nie, maar hy sal. Hy sal. Hy sal dit vir jou wys en jou lewe sal verander
word. Jy weet, Moses was pas op die berg in God se teenwoordigheid. Hy het daarlank daar vertoef in God se teenwoordigheid. Hy het intiem met God verkeer, soos wat min mense op aarde met God verkeer het. Intiem, in God se teenwoordigheid. En sy gebed was, toon my meer, Here. Vat my dieper. Wys my meer. Toon my u heerlikheid, toon my u goedheid, toon my u guns, toon my u majesteit. Dis 'n regte, eerlike, opregte gebed van iemand wat 'n soeke het na God. En ek wil vir u vra, kind van die Here, het jy al daai gebed gebid? Here, wys my meer. Here, ek soek meer, ek soek dieper, Here. En meer en meer en meer in die aard van die saak, totdat die dag wat ons hom van aangesig tot aangesig sal sien. Moses het telkens groot guns by God gevind in sy gebede. Die sukses van sy voorbidding het hom bemoedig om aan te hou vra en by God te pleit. En hy het meer en meer gesoek. Ons lees net in 'n paar verse voor hierdie vraag. Vra hy ook hierdie vraag: Vader, ek smag u teenwoordigheid vir hierdie tog waarop u ons stuur. U teenwoordigheid. U teenwoordigheid, Vader, moet ons nie alleen laat nie. U sê ons moet trek, maar ek wil nie alleen trek nie, Here. As u nie voorgaan nie, as u nie voorloop nie, as u nie daar is nie, stel ons nie belang nie. Ons weet God het vir hom gesê, ek stuur my engel voor jou uit. Klein lettertjie E. Kyk in die Bybel. Stuur 'n engel voor jou uit. Here, as u nie saamkom nie, wil ons nie gaan nie. As u nie voorloop nie, so is eintlik twee baie belangrike goed wat Moses vra. God se teenwoordigheid, God se heerlikheid. As u nie saamgaan nie, wil ek nie trek nie. Engele is goed, maar dis nie u nie. Hy vra vir hierdie teenwoordigheid, hy vra vir hierdie heerlikheid. Hy vra dat God se wil voortaan saam met hom sal wees. Sy afhanklikheid van hierdie God. Hierdie God van heerlikheid, hierdie God van majesteit. Nou dink mooi. Dink mooi oor wat het voor dit gebeur. Dink mooi oor wat is die pad wat God met hierdie volk gestap het en hoekom God se hart eintlik gebreek was met hierdie goue kalf situasie. Jy weet, die volk het vir Aaron gesê, ons weet nie waar is hierdie Moses heen nie, jong. Maar ons wil weet wat se God het ons uit die volk, uit Egipte uitgevat. En Aaron was so bang vir die volk en hy was so gedruk deur die volk dat hy gesê het, bring nou maar die goud en hulle maak hierdie kalf. Hierdie volk behoort eintlik aan God. God het al met Josef die pad gestap. En ons weet die volk was vir 400 jaar in Egipte. En hulle het gegroei en hulle het meer geword. God het hulle met 'n magtige hand uit Egipte gered, verlos, selfs met baie besittings. Deur die Rooi See, geonderhou in die woestyn. Dit is die pad wat God met hulle gestap het, vir hulle die water gegee het wat hulle nodig gehad het, die leiding, die beskerming. God was op hierdie punt tot hier toe nog net goed vir die volk. En God toon sy goedheid aan hulle, deur wat te doen? Om hulle te vergewe. Om hulle te vergewe.
Dink vir 'n mooi oomblik. Net dink net mooi. Ek het laas Sondag het ek met u gepraat oor die God van regverdigheid en ek het vir u genoem ook. Hy is 'n God van genade. Wanneer ek my sonde bely en laat staan, hy is getrou en regverdig om my daai sonde te vergewe. En dit is wat God vir hierdie volk doen. Wanneer hulle in opregtheid ook hulle weë verander, wys God sy goedheid aan hulle. Jy weet net in die volgende hoofstuk, in hoofstuk 34, vind ons hierdie hele gebeurtenis. Dis waar dit afspeel. Die kliptafels wat weer gekap moet word, Moses wat die opdrag kry, gaan op die berg. Die volgende dag, die vroeë môreoggend het hy in die berg ingegaan. En daar het God met hom gepraat en God het vir hom gesê, ek gaan uitroep die Here, ek het dit gelees as jy kan onthou. Ek gaan uitroep die Here. En Moses het gehoor die naam, die Here word uitgeroep. En daar gebeur dit wat God gesê het sal gebeur. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek is die Here. Ek is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken die kinders en die kleinkinders sondes van die vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag. En Moses het toe vinnig gebuig in eerbied en gesê, as ek u goedgesindheid geniet, Here, moet u saam met ons wegtrek. Al is die volk moedswillig, moet u ons ongeregtigheid en sonde vergewe. Laat ons tog die volk bly, u eiendom. En toe het die Here gesê, ek sluit nou 'n verbond met julle. Voor jou hele volk gaan ek magtige dade doen wat nog nooit tevore op die hele aarde onder die nasies gedoen is nie. Die hele volk by wie jy is, sal sien wat ek, die Here, doen. Wat ek vir jou gaan doen, sal hulle met ontzag vervul. En God kom in daardie oomblik en hy wys vir Moses wie hy is. Ek is die God van barmhartigheid. Ek is die God van genade. Ek is die God van ontferming. Ek is die God van lankmoedigheid, verdraagsaamheid, geduld. Ek is die God van liefde. Ek is die God van vergifnis. So dikwels vra ek, Here, wys my u heerlikheid. Wys my u majesteit. Dan maak hy my bewus, ek het jou sonde vergewe. Is dit nie sy heerlikheid nie? Is dit nie sy goedheid nie? Is dit nie sy genade nie? Dat ek nietige mens, kind van God, wat telke male sondig na my liefdevolle hemelse Vader kan gaan, wie die God van genade is, en bepleit my saak, ek is jammer dat ek oortree het, ek is jammer dat ek gesondig het, vergewe my, en hy vergewe. En hy maak skoon, en hy reinig. En net soos Moses, in daai oomblik wat jy bewus word van die grootheid van God en die heerlikheid van God, kan jy nie anders nie as om in eerbied voor God te buig vir wie hy is. Geliefde, dink terug, op 'n oomblik in jou lewe was jy verlore soos 'n verdwaalde skaap, sê die woord. Jy het jou eie pad geloop, sê Jesaja 53. Maar daar was 'n oomblik in jou lewe wat God deur die Heilige Gees jou oortuig het van sonde, geregtigheid en oordeel, en jy het jou hart en jou lewe oopgemaak vir God. En hy het jou gewederbaar, hy het jou 'n nuwe mens kom maak. En ek kan vir u sê, net dit op sigself is die tentoonstelling van die heerlikheid van God. Dat hy 'n mens soos ek en 'n mens soos u wat in 'n absolute rebelse staat was, in sonde vasgevang was, nuut maak en vry maak en 'n nuwe mens maak.
Dit is die heerlikheid van God, dit is die majesteit van God. Want hy is die God van genade, hy is die God van lankmoedigheid. Uit en uit genadig. En geliefdes, dis waarom ons sê genade is absoluut gratis, want ons kan dit nie verdien nie. Ons kan dit nie verdien nie. Ons ontvang dit uit die hand van God. Ek roep weer, ons kyk na die geskiedenis van die volk. Hoe verstaan en begryp 'n mens God se goedheid, se genade? Soms bevind jy jou in omstandighede en jy kan nie jouself indink dat God goed is nie. Soos hier in die volk, die streng terugwysing van die volk en sy afgoderry. En dat die beeld van God in hulle midde totaal en al miskien verdraai kon wees. En hulle na God gekyk het as hierdie God met 'n sweep, wat hulle gaan straf enige oomblik. En dan te ervaar dat God hulle vergewe. God hulle vrymaak. Ons dien 'n God wat ons nie met ons menslike verstand kan verduidelik nie. Ons verstaan nie sy weë nie. Maar ek weet dis die goedheid van God. Dis sy heerlikheid wat hy vir jou gee, om jou te vergewe. Israel moes besef dat God se huidige daad van oordeel en teregwysing 'n openbaring was van sy goedheid. Ouers, dink mooi. Waarom dissiplineer ons kinders? Want ons is vir hulle lief. Ons gee vir hulle om. Ons wil hê hulle moet net sien ons is eintlik net goed vir hulle. Ons leer hulle aangaande die weg wat hulle moet gaan. Waarom was die volk vir 40 jaar in die woestyn vasgevang? Want God moes hulle wys wat in hulle hart was. God moes hulle leer om op hom te vertrou en afhanklik te bly van hom. En dat hy vir hulle lief is. Dit is so, 'n mens kan nie 'n ouer respekteer wat net weier om 'n opstandige kind te dissiplineer nie. Ons almal loop met ons opinies in ons hedendaagse wêreld rond, is dit nie? As jy sien hoe baie kinders praat en met hulle ouers praat en opstandig word en wat gebeur, jy weet, op skoolbanke ensovoorts. En dis dieselfde by God. God is regverdig en hy is ook genadig. En God toon sy genade vir hulle. God gee hulle 'n tweede kans. Hy het vir Jona 'n tweede kans gegee. Hy het vir ou Paulus verseker, ek dink 'n paar keer tweede kansse gegee. Ek hoor die woorde 'n paar keer. As jy nou dink aan wat hy in Romeine skryf, dat die goeie wat ek graag wil, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek gedurig deur. Hoeveel keer God al vir ons, as ons voor hom buig, omdat ons besef dat ons het iets verkeerd gedoen, ons het gesondig, dat hy sê, ek vergewe jou. Ek vergewe jou. Net soos met die volk. God toon sy grootheid. Ek kan nie myself indink hoe dit in daai oomblik moes wees vir Moses, toe God in sy glorie, in sy heerlikheid, in sy goedheid, in sy majesteit verby hom beweeg het nie. Ons weet die woord sê God het hom beskerm met sy hand en hy het dit net van agter gesien, die heerlikheid wat hy moes aanskou in daai oomblik. Dink daaraan. Dan besef ons, daar is nog so baie wat ons van God moet leer ken. Die God wie ons sê is ons Vader. Ons moet aan hom vashou. Ons moet hom lief hê. Ons moet hom respekteer. Dat God in daai oomblik
vir Moses dit gewys het, die volk vergewe het, en met hulle hierdie pad gestap het. En hy openbaar vir Moses wie hy is. Dis sy heerlikheid. Dis sy goedheid. En ek wil dit weer vir u lees. Beleef jy dit in die lewe, kind van die Here? Beleef jy dit soos wat Moses dit beleef het? Terwyl hy by Moses verbygegaan het, roep die Here, ek is die Here, ek is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte, ek vergewe ongeregtigheid, oortreding van sonde. Dis nie kosbaar nie. Dit is die God van heerlikheid. Dit is die God wat ons noem, ons Vader. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. God het vir Ninive sy heerlikheid gewys deur hulle ongeregtigheid te vergewe. Want hy is die God van liefde en trou. Hy is lankmoedig en hy is 'n genadige God. Dit is wie hy is. Kind van die Here, dit is jou Vader. Dit is jou Vader. En hy het ook 'n verbond met jou gesluit. Op grond van die bloed van die lam. Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Jy is in my handpalm gegraveer. Ja, ek is God se eiendom. Ek behoort aan hom, ek is verseël met die Heilige Gees. Ek behoort aan hom. En dit maak my nie selfvoldaan nie, maar ek besef net, hierdie groot en gedigte God het my vergewe, het my vrygespreek, het my 'n nuwe mens gemaak. Hy is lankmoedig met my, maar hy is ook vol liefde en hy is trou. Hy is altyd getrou. Wat 'n voorreg om hom my God te kan noem. Wat 'n voorreg om kind van God genoem te kan word. En al kan ons, terwyl ons hier op aarde, ons weer die woord sê, ons sien net in 'n raaisel. Ons verstaan ten dele. Ons sien ten dele. Ons verstaan nie altyd alles nie, en ek dink dis oukei. God werk ook, soos wat hy hier gesê het. Hy sê vir die volk ook, jy weet, ek praat in raaisels, sien, praat in drome, maar met Moses was dit anders. Soms is die weë van God vir ons 'n misterie. Ons maak mos altyd die uitlating, God works in mysterious ways. Dis waar. Dit is waar. Want ons verstaan dit nie altyd nie. Maar as God dit vir ons sê in die woord, kan ons daarop staan. Dit is wie hy is. En aan hom kan ons vashou. Dit is ons God. Hy is die God van genade, die God van heerlikheid. Lankmoedig, liefde, trou. En weet jy wat is vir my kosbaar? Elkeen van ons kan net soos Moses ook God leer ken. En hoe meer ek van God leer ken, hoe meer ek hom ken, hoe meer word my lewe verander, radikaal. Hoe meer ek in nederigheid voor hom buig, voor sy woord, hoe meer word my lewe verander. Nooit kan ek as kind van God sê, wel, dit is nou hoe God my gemaak het en dit is nou so. Nooit nie. Want as ek as kind van God in diepte in God worstel en hom soek en hom vind vir wie hy is, word my lewe verander. Dan word ek soos wat die woord van God vir my sê, wees heilig want
ek is heilig. Dan word ek meer soos God en baie minder van myself. Dan word my temperament geheilig, dan word my persoonlikheid geheilig, dan word ek in totaliteit verander. En dan kyk mense na jou en dan kyk hulle so en sê, jong, is jy nou dieselfde mens as 10 jaar terug? Het klink nie vir my so nie. Wat in jou lewe gebeur? Wat het oor jou lewe geloop? Wat 'n traumatiese ervaring het jou lewe verander? Nee, God het my lewe verander, want ek soek hom. Daar word vertel van 'n jong man, hy het tot bekering gekom en hy was op kampus gewees en hy het God gevind, verragtig God gevind en vir 2 weke het hy homself verdiep in die woord van God en het opgedrink en geëet alles wat hy kon. En na 2 weke toe staan hy in die kafeteria en toe bied hy die evangelie aan vir sy klasmaats. Sy vriende kom na hom toe sê, wat maak jy? Is jy nou mal? Jy kan nie dit doen nie. Geen meisie gaan van jou hou nie. Almal kyk jou vreemd aan. Toe sê hy net, wat kan hy anders doen? Hy kan nie stil bly nie. God het sy lewe verander. Hy sien wie God is. En geliefde, al wat ek wil hê vir oggend wat jy moet doen is, gaan vanmiddag ook huis toe, gaan lees weer wat het hier gebeur. Gaan sien dit en sien wie God is. Dat hy 'n volk wat die dood verdien het, gespaar het. Dan kyk jy na jou eie lewe en dan besef jy, Vader, ek het die dood verdien. Maar u seun het vir my gesterf. En soos wat Moses daar tussen die rotse verberg was, u ken mos daai baie ou koortjie in the cleft of the rock. Ons is veilig in die skeur van die rots. Wie is die skeur? Die rots. Dis Jesus. In hom, geliefde, as jy jouself in hom bevind, is jy veilig. Is jy sekuur. Jy's in hom. Jy is veilig. Wat 'n voorreg. En op grond van die bloed van die lam, kan ons uitroep, u heerlikheid is meer as wat ek verdien. U is groot, u is heerlik, u is God. En ons kan hom leer ken. God openbaar homself as die God van goedheid, genade, grootheid. Jy hoef nie bang te wees dat jy ooit ophou leer oor God nie. Nie een van ons kan op 'n plek kom in ons lewe waar ons sê, ek weet nou genoeg van God nie. Dat is nie 'n manier nie. Nie die beste predikant of wie ook al teoloog hy kan wees, kan dit ooit sê nie. So elke dag is daar iets omtrent God wat ons leer ken, wat ons nie geweet het nie. Maar jy sal alles leer wat jy nodig het om hom te aanbid en hom te dien. En soos wat God daardie dag op die berg genade betoon het aan 'n rebelse volk en hulle nie uitgedelg het nie, wys God ons vandag nog genade en begenadig ons. En ons kan daarin rus, geliefdes, dat hy vandag nog die God van barmhartigheid, alle barmhartigheid, die barmhartige God is. Engels is vir my 'n mooier woord as hy praat van compassion. Ek sê altyd, ons leer altyd, jy weet, jy kry simpatie, en dan kry jy empatie, en dan gee Engels vir jou compassion. En compassion kan net verduidelik word met daai innige simpatie, of daai innige jammerte, wat ons van lees oor die Here Jesus, want hy het compassion gehad. Gaan lees al die verhale van die Here Jesus. Hy het innige jammerte gehad vir die mens. Compassion. Hy is die God van barmhartigheid en genade. Geliefde, my gebed is dat u die Here Jesus so sal leer ken, dat u die Vader so sal leer ken. En as jy hom al so leer ken het, dat dit sal verdiep. En dit jou fondasie sal wees. Maar geliefde, as jy nog nie het nie, miskien vanoggend is jy dalk nog op jou eie pad, geestelik,
Jy dwaal nog op jou eie pad. Jy probeer dalk hierdie Christendom ding, probeer dit 'n bietjie uit, jy weet, asof dit nou iets is wat ons net vir 'n oomblik kan aantrek en weer uittrek. Dis nie hoe Christendom werk nie. Maar jy het 'n soeke in jou hart na God. Jy het 'n soeke en jy het 'n dors. Wil ek vir u vanoggend sê, kyk wie is hierdie God wat ons sê is ons Vader. En as jy hom nog nie gevind het nie, en jy dink jou verlede is te groot en jou sonde is te groot, dan besef jy vanoggend, jy kan na hom toe kom. En hy gaan jou ontvang met oop arms. En hy gaan jou vergewe. Want hy sê ook in die woord, vir hulle wat na my toe kom, sal ek nooit wegwys nie. Nooit. Ek sal hom ontvang. Want dit is wie ek is. En mag die Here vir u seën. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons wil u aanbid vir wie u is. U is die God van genade, barmhartigheid, goedheid en trou. U is vol liefde. U is liefde, sê Johannes. Dit maak nie saak wat in ons verlede gebeur het nie. Wanneer ek na u toe kom, sal u my nie wegwys nie. Daarom bid ek, Vader, dat u uself aan ons sal wys. Maak ons bewus van wie u is. Dankie vir genade. Soos Paulus telke male ook maar moes sê, u genade is vir ons genoeg. Genade op genade. Dankie daarvoor. Dankie dat u ons begenadig. Dankie dat ons in 'n tyd van genade kan leef. Die kerktyd. Dat u ons sonde vergewe, dat u ons vry maak. Dat u ons verlede uitwis en ons nuwe mense maak in Christus Jesus. Ontmoet met ons, Vader. Verander ons denke, ons wese en ons bring u die lof van ons harte. Amen. Geliefdes, daar is 'n heerlike koppie koffie daar agter beskikbaar. Kom ons staan net so en ontvang die seën van die Here. En mag nou die genade van God ons Vader, die liefde van die Here Jesus Christus ons Here en die teere opsoekende werk van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly.